Israel het eeue gewag vir herstel. Ons wag vir Christus se koms, maar Jesaja 35 wys vir ons dat God steeds besig is om tussen ons wag en sy vervulling te werk. Vriende, goeiemôre en baie welkom. Dit is my hoop dat jy vanoggend so aanlyn ook iets sal beleef hoe God in die geskiedenis deur mense en in mense se lewens gewerk het. Ons is nog steeds in Advent en ek herinner jou dat hierdie tyd 'n tyd is wat gevul word met verwagting waar ons in afwagting opbou na die koms van Christus. Ons dink in hierdie tyd opnuut oor die menswording van God in Jesus Christus en die belofte van herstel wat God ook in hom vir hierdie wêreld bring. Ons dink ook oor sy wederkoms wanneer hy weer in heerlikheid gaan terugkeer om ons te kom haal. Die teksgedeelte wat ons vandag gaan lees, sluit vir my so mooi aan by hierdie Advent fokus, waar ons gereed maak vir die herdenking van God se menswording. In hierdie teksgedeelte hoor ons hoe die Israeliete ook 'n Messias verwag, iemand wat gaan kom om hulle uit hulle verdrukking te red, daar waar hulle in ballingskap is. En ons hoor iets van hierdie verlange na herstel, waar hulle self probeer voorstel hoe dit gaan lyk wanneer God in hulle geskiedenis ingryp. 'n Kort stukkie agtergrond dalk net wat ons kan help om hierdie gedeelte vir ons in te kleer. Die boek Jesaja word gedateer in die ballingskap tydperk waar die volk weggevoer is in 'n vreemde land, weg van hulle mense, amper al weg van hulle identiteit daar rondom Jerusalem en soos wat hulle ook geglo het, weg van hulle God af. Hulle lewe met 'n diep verwagting dat daar 'n verlosser gaan kom om hulle te bevry van die magte waaraan hulle onderwerp is, sodat hulle kan terugkeer na die heerlikheid van God toe in Jerusalem, terugkeer na sy teenwoordigheid. Ons moet net 'n belangrike onderskeid in gedagte hou. Die Israeliete se Messias verwagting lyk 'n klein bietjie anderste as wat ons Messias verwagting is. Dit was baie sterk polities georiënteerd en gefokus ook op hulle onmiddellike en hulle eie onderdrukking. Hulle het 'n Dawid-agtige koning verwag wat baie sterk polities gaan kom om hulle te bevry, die tempel te herstel en dan ook Israel as 'n volk se eer te herstel. Of hulle het ook gehoop dat God op 'n wonderbaarlike manier gaan ingryp wat hulle onmiddellik uit hierdie ballingskap uit gaan verlos. Wat hulle nie kon voorsien nie, was dat God mens sou word, gekruisig sou word en die dood oorwin, uit die dood uit opstaan, om universeel heil te bring vir die ganse skepping, nie net vir hulle spesifiek as die volk Israel nie. Die profeet Jesaja gebruik 'n beeldspraak dan in hierdie gedeelte wat ons gaan lees om die volk te bemoedig en vir hulle 'n visie te gee oor hoe dit gaan lyk, hoe wonderlik dit gaan wees as hulle terugkeer na God toe. Jesaja 35 is 'n poëtiese, eskatologiese visioen wat deur die ballingskap heen kyk na hoe God se wêreld behoort te lyk wanneer hy weer ingryp. Kom ons lees saam uit Jesaja 35. Laat die woestyn en die dor land hulle verheug, laat die Araba juig en blom soos 'n tulp. Laat dit welig blom en juig, ja, met 'n gejuig en 'n gejubel. Die heerlikheid van die Libanon word daaraan gegee, die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van God sien. Maak die slap hande sterk, versterk die wankelende knieë. Sê vir die wat angstig is, hou moed en moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God. Die wraak kom, die vergelding deur julle God.
Hy is die een wat sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van blindes oopgaan en die ore van dowe sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wildsbok en die tong van 'n stomme sal jubel. Want in die woestyn sal waters uitbars, strome water in die Araba. Die uitgedorde grond sal 'n vleiland word, 'n dorsland vol waterbronne. Op die lêplek van jakkalse waar hulle gaan lê het, sal daar gras met kalmoesriet en papirus wees. Daar sal 'n gebaande weg, 'n pad wees. Die heilige pad sal dit genoem word. Onreines sal nie daarop verbygaan nie, maar dit sal vir die wees wat op die pad hou. Sotte sal nie daar ronddwaal nie. Daar sal geen leeu's wees nie, en roofdiere sal nie daar kom nie. Hulle sal nie daar aangetref word nie. Die wat losgekoop is, sal daarlangs gaan. Die wat deur die Here vrygekoop is, sal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete, met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig en verdriet en 'n gesig sal wegvlug. Wanneer laas het jy uitgesien na iets groots wat in jou lewe moet gebeur? Ek is seker daarvan jy hoef nie vreeslik ver terug te dink aan so 'n gebeurtenis nie. Dink 'n bietjie aan hierdie verwagting wat ons almal goed ken, daardie gevoel van as ek net deur hierdie rowwe week kan kom, of as ek dalk net hierdie projek by die werk kan afhandel, dan sal dit weer beter gaan. Of miskien sien jy uit na familie wat oor die feestyd gaan kom om by jou te kom kuier, of jy wat dalk by hulle gaan kuier, net lekker saamkom en kuier, en jy moet alles regkry, al die planne moet gemaak word, die huis moet skoon gemaak word, die etes moet beplan word. Wat is jou verhaal van afwagting? 'n tyd toe jy uitgesien het na verligting op jou pad. Dit hoef nie eers iets groots te wees nie. Dit kan regtig iets klein wees, maar tog steeds betekenis hê vir jou. In sulke tye van afwagting is daar gewoonlik mense wat die pad vir ons makliker maak. Mense wat so half op ons pad gestuur word om ons te bemoedig, om ons hande sterk te hou, om daardie laaste bietjie krag vir ons te gee om net deur te druk. 'n kollega wat jou ondersteun, 'n vriend wat vir jou sê, hey, ek dink aan jou, hoe gaan dit met jou? Is daar iets waarmee ek jou kan help? Ons hoor vandag in Jesaja 35 van presies so 'n verhaal. Jesaja is die profeet deur wie God in die ballingskap die volk verseker dat verligting wel op pad is. Die teks vertel van die volk se hinkering en hulle afwagting vir God se redding uit hulle onmiddellike verdrukking en smart. Die eerste beeld van hierdie teks, die dorwoestyn, laat ons iets ervaar van hulle uitgedorde bestaan. 'n lewe sonder water wat lewe gee. Ons het die afgelope week nogal baie gedink oor die woestyn, veral die gedeelte in Lukas 3 waar ons gepraat het oor die begin van Johannes die Doper se openbare optrede. Nou Johannes die Doper wat uit die woestyn die pad vir Jesus gereed maak, is 'n heenwyse na die vormingsjare, die 40 jaar wat die Israeliete deur die woestyn moes trek om hulle self voor te berei voordat hulle die beloofde land kon ingaan. Vandag hoor ons so klein bietjie die ander kant van daardie beeld, die wyse waarop hierdie vorming plaasvind en ook dan die eindresultaat van die vorming, is dit klaar plaasgevind het. Jesaja beskryf die woestyn as 'n plek waar jakkalse en leeu's gevaar inhou en waar droogte uitput. Maar juis daarom is die woestyn ook 'n beeld van vorming, want dit is 'n plek waar 'n mens iets beleef dan van die oordeel, maar ook die genade van God. 'n Plek waar die mens herinner word aan sy afhanklikheid van God en 'n plek waar die broosheid
van 'n mens gevul word met God se teenwoordigheid. In die ballinge se verwagting verander hierdie dorwoestyn in 'n welige vlei land vol lewe. Die beeld beskryf hierdie transformasie van 'n droë bestaan waar daar omtrent amper niks kan beleef nie, na oorvloed wanneer die verwagte Messias gaan kom om herstel te bring. Dit word dan die eindresultaat van hulle vorming. Hier vanaf vers 3 hoor ons 'n bemoediging. Hou moed, moenie bang wees nie. Julle verlossing is op pad. Hulle hoop sluit selfs in dat iemand namens hulle reg sal laat geskied vir die onreg wat aan hulle gedoen is en wat hulle moes beleef deur weggevoer te word, deur ek wil amper half sê uit hulle identiteit uitgeruk word. En dat die wat blind en doof was vir God se teenwoordigheid uiteindelik sal sien en sal hoor. Die laaste deel van die teks voltooi hierdie beeld van herstel, die gebaande weg deur hierdie woestyn. Dis 'n nuut herleefde stuk aarde wat nie meer vir hulle gevaar sal inhou nie, wat hulle teruglei in die teenwoordigheid van God. Daar waar niemand voorheen durf loop het nie, loop nou 'n pad reguit na God se heerlikheid toe, 'n pad vir die wat vrygekoop is. Ek het aan die begin van hierdie video gesê dat God in die geskiedenis deur mense se lewens werk. En in hierdie Kerstyd beleef ons juis dit. Dis juis dit wat ons herdenk. God wat sy woonplek hier op aarde deur Christus kom vestig. Die Nuwe Testament gebruik ook hierdie tradisie uit Jesaja 35 om vir ons iets van Jesus se bediening te beskryf. Wanneer Johannes die Doper vir Jesus vra of hy die verlosser is, dan gebruik Jesus hierdie teksgedeelte om Johannes te antwoord. Hy sê, blindes sien weer, verlamdes loop, melaatses word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en aan armes word die goeie boodskap verkondig. God wys in Christus dat ons woestyne, ons droogtes, ons gevaarplekke, ons dooie areas, deur hom verander word in die welige valleie van Libanon en die vrugbare berg Karmel. Dit is nie meer hierdie plek waar daar geen lewe kan wees nie, maar word getransformeer deur God juis in oorvloed, sodat mens lewe kan sien. In Openbaring 21, waar Johannes die visioen sien van die nuwe Jerusalem wat neerdal uit die hemel uit, sien ons iets van die oorwinning van Christus, hoe hy die dood oorwin het. Dis 'n teksgedeelte wat doelbewus dit wil beskryf. En dan hoor ons ook in daai teksgedeelte hierdie transformasie van Jesaja 35. Ek lees dit vir jou. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het tot niet gegaan, en die see bestaan nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel sien neerdal. Sy is gereed gemaak soos 'n bruid, wat versier is vir haar man. Ek het toe 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, God se woonplek is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan uit hulle oë afdroog, en die dood sal nie meer daar wees nie. Ook nie rou of gehuil of pyn sal meer bestaan nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het ook gesê, skryf neer dat hierdie woorde betroubaar en waar is. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Die wat dors is, sal ek laat drink uit die fontein van die lewende water verniet. Christus se koms het teweeggebring dat daar niks is wat skeiding kan bring
tussen ons en God nie. Nie eers meer 'n woestyn van dood en gevaar nie, want dit bestaan nie meer nie. In die begin het God die wêreld in perfekte harmonie geskape, maar weens die sondeval is hierdie harmonie versteur. Christus se lewe, sy sterwe, sy opstanding het die herstel gebring. Daarom kan die wat blind was vir die genade en doof was vir sy wil weer sien en weer hoor. Daarom kan ons met hoop hierdie lewe instap en weet dat daar niks is wat ons kan skei van die liefde van God nie. Dat ons met hoop op hierdie gebaande weg kan stap tot in sy heerlikheid. Nou wil ek hê ons moet net so 'n bietjie nadink oor ons eie lewensreis. Ons dink soms dat ons net deur hierdie lewe moet worstel. Ons moet dit net deurmaak, aanhou die pyn verdra, deur ons smarte gaan. Ons moet soeg en sweet en net probeer reg leef, sodat ons eendag in die heerlikheid van God kan kom. Maar Jesaja wys vir ons iets belangrik hier. Die lewe gaan nie net oor die bestemming nie, die lewe gaan juis ook oor die reis. Hierdie pad is nie 'n pad vol gevaar of droogte of dood nie. Dit is 'n gebaande weg met welige plante groei en mooi natuur skoon. Dit is 'n reis wat ons kan geniet en die mooi van dit ook kan raak sien en beleef soos wat ons deur die lewe reis. Want met die koms van Christus het ons afwagting ook verander in 'n belofte. 'n Belofte dat God sy teenwoordigheid oral laat deurbreek en ook 'n belofte dat hy in heerlikheid sal kom eendag om dit alles te vervolmaak. Met hierdie geskenk lyk die uitdagings van ons lewe heel wat anderste. Ons kyk anders na die dinge wat met ons gebeur, want ons beleef dat God ook daar in ons uitdagings elke tree saam met ons stap, om ons te begelei en ons hande sterk te hou. Hierdie versterking kom soms deur sy koninkryk, deur die mense, 'n bemoedigende boodskap, 'n vriend se hand wat uitgereik word, 'n luisterende oor. God gebruik sy kinders om draers van sy lig te wees. God gebruik sy kinders om daar te wees vir mekaar. En dit is waar dat ons partykeer die persoon is wat die engel nodig het wat op ons pad gestuur moet word om ons deur 'n moeilike situasie te help. En dit is ook waar dat ons deur God gestuur word as die engel om die verligting op iemand anderste se pad te bring. Die uitnodiging is dat ons getrou sal leef aan die Gees wat ons in hierdie oomblikke lei, in hierdie reis na die mense toe ook wat God se geskenk van genade nodig het. Mag jy in hierdie adventtyd beleef hoe God jou verhouding met hom en met die skepping onvoorwaardelik herstel. Mag jy in hierdie feestyd met nuwe oë ook na die skepping rondom jou kyk, veral in hierdie tyd waar ons nou so lekker reën gekry het en werklik kan sien hoe water lewe bring in ons omgewing. En mag jy, terwyl ons so voorberei op die herdenking van God se menswording, ervaar hoe God vir jou 'n gebaande weg skep tot in sy teenwoordigheid, tot in sy heerlikheid. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat lig bring daar waar duisternis lê en water laat vloei waar ons woestyne droog geword het. Ons kom nou met oop hande en eerbiedige harte. Dankie dat U by ons is in elke seisoen van ons lewe, in ons vreugdes, ons vrae, ons hoop, Here ons vrese. Dankie dat U ons nie los in daardie dorpplekke van ons bestaan nie, maar dat U juis ons daar ontmoet met U sagte teenwoordigheid. Ons bid vandag vir almal wat wag, Here,
vir die wat wag op genesing en op die vrede, die wat bid vir deurbraak, Here, vir helderheid. Here, en ons bid vandag vir die wat wag op hoop. Wees vir hulle 'n fluistering van hoop, 'n teken van u nabyheid, 'n lig wat nie uitgedoof word nie. Ons bid vir die wat vandag moeg voel, Here, gee vir hulle die krag om aan te hou, Here, die vastigheid en die rustigheid, omvou hulle met u liefde en gee vir hulle die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons bring ook die nood van ons wêreld na u toe. Die plekke waar geweld en onreg en gebrokenheid dieper as ooit voel. Here, laat u vrede in ons land, u geregtigheid in ons gemeenskap en u lig in ons donker hoeke deurbreek. En Here, leer ons om in Advent mense te wees wat kan wag, wat kan hoop en wat u liefde leef in klein dade van genade tot die dag wanneer u alles nuut maak. Ons vertrou u, Here, die God wat kom, die God wat naby is en die God wat nooit laat vaar nie. Amen.